Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd vir volgenskrantbesprekings en Andries Cornelissen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer, edelagbare. Meneer Cornelissen. Andries, ons begin sommer by die oorlog in die Midde-Ooste wat lyk of dit weer vlam vat. Ja, ons is eintlik maar weer 'n bietjie terug eintlik waar ons was. Donald Trump, die Amerikaanse president, sê dit is nie 'n volskaalse oorlog waarna toe ons gaan terugkeer nie. Maar wat ons nou gesien het oornag vir die tweede dag is die heen en weer aanvalle. Iran het onder andere Amerikaanse basisse in Kuwait en Bahrein aangeval. En Amerika het iets soos 90 militêre teikens aangeval oornag. Sure. Dit sluit verskeie hawestede in. Wat hulle sê is hulle teiken spesifiek Iran se vermoë om in die straat van Hormuz te kan aanvalle loods op skepe en natuurlik op hulle basisse in die Midde-Ooste. So Trump het onder andere verwys na hulle as skuim. Hy het gesê die onderhandelinge is verby volgens hom. Hy dink nie jy kan met hierdie mense want hierdie baie gevaarlike mense dink jy nie kan hy dink nie jy kan 'n ooreenkoms met hulle bereik nie. Nou ons ken Trump se strategie, jy weet hy onderhandel half so in die openbaar, jy weet waar hy die media toespreek. Maar die gesprekke is nog veronderstel om steeds aan te gaan. So die gesprekke gaan aan, maar volgens Trump is die ooreenkoms oor. Ons het gesien die oliepryse het gespring. Dit lyk maar vir my asof weet daar's weer 'n paar aanvalle wat geloods gaan word om die onderhandelingsproses dalk 'n bietjie te verhaas. Maar hy reken jy kan nie 'n ooreenkoms met hulle sluit nie. Daar's nie 'n manier hoe hulle 'n kernbom kan ontwikkel nie. En dit is die vreemde ding is dat mense sou dink dat hulle in hierdie onderhandelingsproses al die punt bereik het waar hulle of in 'n mate vertroue in mekaar moet hê. Jy weet, want as jy onderhandel dan moet jy tog een of ander manier van jy kan nie onderhandel met kwade trou nie. Ja. So die probleem is dis duidelik daar's nog nie enige vertrouensbasis geskep nie. So wat die onderhandelinge behels en hoe naby hulle is aan 'n werklike ooreenkoms, dit weet ons nie eintlik nie. Wat Trump wel gesê het is jy weet of hulle nou ooreenkoms bereik of nie, Iran gaan nie 'n kernbom kan ontwikkel nie. En ons almal het so half net gedink, okay, daar's 'n bietjie meer vrede en stabiliteit. Bietjie stabiliteit. Ja. Kyk, ons dit gaan weer eens, jy weet as jy kyk die olie het nou nie teruggespring na waar dit was, Ja. jy weet op sy hoogste vlak nie. So Dis op hierdie stadium net onder 80. ja, in hierdie stadium is ons petrolprys, brandstofpryse nog veronderstel om af te kom in Augustus, maar dit hang af nou hoe lank hierdie episode nou weer gaan voortduur. Maar ja, die internasionale politiek met jy weet tussen Iran en jy weet ook nie presies waar Iran se jy weet wat maak Iran so arrogant dat hulle nog steeds die straat van Hormuz wil toehou, wat hulle nie toegee oor jy weet daardie tipe van eise dat olieskepe vinniger daar kan deurbeweeg. Is Iran moet internasionaal vriende hê wat vir hulle sê luister julle moet vaskop. Ons kan nie vir Donald Trump laat sy sin kry nie. Sien, mense moet nie dink soos redelike mense dink in hierdie situasie. Nee, dis die probleem. Want kom ons sê sommer eerlik, 'n president wat 'n aanval wil loods soos hierdie sal nie vir die wêreld verkondig Woensdagmiddag. Ons gaan hulle vanaand skiet nie. Hy sal dit stilhou en dan sal dit gebeur. Maar 'n mens sal ook dink 'n redelike persoon sal nie aanhou om die straat van Hormuz onveilig te maak nie, ja. en wêreldekonomie te ontwrig nie. So, mense weerskante van hierdie oorlog is daar 'n klomp vrae en ek bedoel mense kry baie media dekking oor president Donald Trump. Mense kry nie soveel Korrek. oor Iran nie. So dis soms bietjie eensaidig en die oordeel daaroor is ook soms eensaidig, maar die punt is mense moenie soos redelike mense dink nie, ek nou al besef. Ja. Ek dink in Iran se geval, jy weet dit is maar soos Putin byvoorbeeld, jy weet dit is jy moenie soos 'n redelike persoon probeer redeneer waarheen dit op pad is nie. Selfs met die Chinese, selfs met Noord-Korea. Dis nie 'n rasionele, logiese redeneringsproses om by 'n eindpunt vir die konflik te kom nie. Absoluut. Is gepraat van irrasionele gedrag. Die munisipaliteit van Ekurhuleni dis 'n spesiale kind in die gesin. Soos my ouma sou gesê, dit is 'n nes. Wat nou gebeur het dis die gevolge van die Madlanga kommissie en die getuienis wat ons hoor daar. So die geskorste hoof van risiko en die regshoof van Ekurhuleni, advokaat Kemraj Kemi Behari. Die regshoof Hy is die regshoof, ja. Hy is geskort
Dit hou verband met getuienis voor die Madlanga kommissie dat hulle het in die dissiplinêre proses vir die ander Mkhwanazi, Julius Mkhwanazi, het hulle beskerm na die beweringe dat hy het vir Cat Matlala die blou ligte, onthou jy die Cat Matlala, die kartelman, dat hulle blou ligte op sy voertuie geïnstalleer het. En Behari was deel van die beskerming van Mkhwanazi. Nou daar moet waarskynlik meer daaraan wees, want hy is in hegtenis geneem, na aanleiding van die getuienis by die Madlanga kommissie. So dit is die eenheid wat basies opvolg op die beweringe wat gemaak word by die Madlanga kommissie en dan die sake verder vat. So ons gaan nou moet sien wanneer hy in die hof verskyn presies wat is die aanklagte. Van die Ekurhuleni munisipaliteit het alle navrae verwys na die polisie toe. Ja, jy sien die ding is dat in die geval van Ekurhuleni en die manier hoe Ekurhuleni bestuur is en ook die Ekurhuleni metropolisie. Weet is dit duidelik dat dit was een van die kernpunte gewees waar die invloed van hierdie mense plaasgevind het. Mense soos Cat Matlala spesifiek. Andries, dink jy hulle gaan vra om die Madlanga kommissie langer aan die gang te hou? Die ding is dat jy weet daar's mense wat sê maar die Madlanga kommissie moet so lank as moontlik aangaan. Want weet so hoe langer hy aanhou, hoe meer van hierdie goed kom na vore. Weet daar's mense wat dalk nou nog besluit het, jy weet ek moet nou eers sien wat daar gebeur voordat ek dalk my weergawe of my storie vertel, die inligting wat ek het, en hoe meer daar ontbloot word, weet raak die dinge bietjie warm vir die mense wat wegkruip. En daar sekerlik nog mense wat vreesbevange is van wanneer word hulle name genoem. En dit gaan ons nog sien. Daar selfs mense wat sê maar hierdie moet uitgebrei word na eintlik alle staatsentiteite toe. Ja. Nie net die polisie nie, dit is eintlik weet want die probleem is jy weet as jy kyk na die tenderbedrog en die korrupsie, ja dit gaan nou hier spesifiek oor die polisie en die verbintenis met dwelmkartelle en misdaadbase, maar baie van hierdie goed gebeur onder die dekmantel van swart ekonomiese bemagtiging. Want baie van hierdie weet hulle sal sê maar hierdie mense het voldoen aan al die vereistes vir die tenders en al sulke tipe van goed. Maar dan as jy bietjie dieper gaan krap, dan kyk jy na waar die omkoopgeld vandaan kom, waar die kickbacks vandaan kom en waar die koneksies met verskillende. Jy sal sien ons volgende storie is die tesourie, die voormalige hoofdirekteur van tesourie, Molefe Fani, wat ook nou ondersoek word, want hy was Feroz Khan, dis die bewering dat hy was generaal-majoor Feroz Khan se binneman in tesourie. En dat Feroz Khan het hom gebruik om tenders vir sy koneksies daar by tesourie te laat toeken. Maar dit maak sin, want daar moet tog iemand wees wat die geld kanaliseer by tesourie. Ja, maar jy sien hierdie gaan oor, jy praat nou hier van misdaadintelligensiebaas wat nou toegang het tot spesifieke inligting en wat dan senior staatsamptenare kan gebruik om vir sy eie koneksies multimiljoen rand tenderkontrakte te laat toeken. So hy het basies toegang tot staatshulpbronne. Hy het dalk inligting oor iemand spesifiek, jy weet, of iemand wat, jy weet, iets wat jy nie wil hê geopenbaar moet word nie, en dan sê hy maar jy weet, jy moet onthou ek weet hierdie en ons het hierdie bewyse en as jy nou nie hierdie weet tenderprosesse bietjie na ons kant toe swaai nie, dan gaan ons hierdie openbaar maak of ons gaan jou sommer in hegtenis neem want ek is 'n leier van misdaadintelligensie. So die probleem is dat dit is mense wat staatshulpbronne gebruik om vir hulle koneksies kontrakte te kry by die staat. En ons praat nie van klein geld nie. Die IT-tender wat hiervan gepraat word is 280 miljoen rand. Jy weet, hierdie koneksie van Feroz Khan het die kontrak gekry om voertuigonderdele aan die polisie nasionaal te voorsien. Nou kan jy jouself indink wat is die waarde daarvan om voertuigonderdele aan die nasionale polisie te kan verskaf. Dit is enorme kontrakte, maar soos ek sê, dit maak sin op 'n manier. Iewers word geld, en ons praat van vrugtelose spandering en ongemagtigde spandering, wat ons oor die nuus ook nou hoor, wat ons later oor weer gaan gesels. Iewers moet hierdie geld gekanaliseer word deur mense wat die gesag het om dit te doen. Hierdie onreëlmatige uitgawes. So dit maak sin dat iemand in tesourie sou wees wat dan dit moet mag. Ja, maar jy sien die ander kant daarvan is net onder andere by die Madlanga kommissie het ons ook gehoor Julius Malema. Ja. Wat sy naam opgeduik het. En natuurlik die tabakbase. Die beweerde base van onwettige
sigaretsmokkel en tabaksmokkel. Onthou Malema het gebly in die huis van een van hierdie Is nou reeds beweerde bevestig. korrek, ja. So jy weet en dan jy weet waar daar vir hom vrae aangestuur is om te vra. So politici word ook strategies gebruik om sekere mense te teiken of inligting te probeer in die hande kry. Hierdie wat ons nou sien, dink ek is net die oortjies van die seekoei. Dit is daar's nog geweldig baie wat binne in die staatsdiens aangaan waarvan ons nie eens weet nie. Ons praat van die verlenging van die Madlange Kommissie. President Cyril Ramaphosa het gesê hy sal ten gunste wees daarvan om die tydperk te verleng wat die Madlange Kommissie sit. Dit is nog nie gedoen nie, maar hy sou ten gunste daarvan wees. Maar dan sit 'n mens met 'n kwessie van wil jy dit oop hê? Wil jy dit sonder enige einde laat aangaan? Dan sê my wonder, dit is onnodig, want wat doen die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat? Is dit nie ook hulle werk om daardie werk wat die Madlange Kommissie nou bloot lê, Ja. Eintlik te doen nie? En dan sit 'n mens weer in die situasie, 'n Madlange Kommissie op Oopod, dan sit jy weer in die situasie dat gewone mense in Suid-Afrika mediese fondse betaal op die gesondheidsdepartement se verskaffing van dienste wat nie gebeur nie. Privaat sekuriteitsmaatskappy moet gebruik op polisie wat nie bestaan nie. Hoër koste in skole betaal omdat die skole nie werk nie. Dan sit 'n mens weer met 'n verdubbeling van bronne omdat die eerste bron wat dit moes doen dalk nie prakties enige effek het nie. Ek dink die verskil wat die Madlange Kommissie maak, en jy is heeltemal reg, ek dink die verskil wat die Madlange Kommissie maak is dat vletjieblassers. Ek dink nie vletjieblassers binne in die polisie het genoeg vertroue in Oopod ooit gehad om daai roete te volg nie. Dis skokkend. Want jy sien, dit is nie 'n oop proses nie. As jy nou na die Madlange Kommissie toe gaan, dan is dit half buite die strukture, dis buite die polisie struktuur, buite die bevelstruktuur. Want jy weet, waar gaan 'n polisielid nou, ek praat nie eers van iemand wat op 'n generaal vlak of sulke goed nie, waar gaan 'n polisielid na Oopod toe gaan en sê, maar my generaal deel goedjies uit en doen gunste en gawes vir misdaadbase. So ek dink die voordeel van iets soos 'n Madlange Kommissie is die onafhanklikheid daarvan, en ek sien, en omdat dit in die openbaar gesien word. Ja. Jy weet, ons weet nie noodwendig hoeveel goed lê daar op Oopod se tafel wat dalk was van hierdie goed op Oopod se tafel. Mens weet nie. Maar wanneer jy beweringe maak teen die hoof van misdaadintelligensie of teen die hoof van Ekurhuleni se metropolisie, dan moet jy daarom redelik sterk glo daaraan dat jy gaan beskerm word in hierdie proses. Waar ek dink nie noodwendig het mense daai vertroue gehad nie, en ek dink die Madlange Kommissie gee juis vir hulle daai, weet, omdat dit so oop is. Ja. Weet, as jy daar vir hulle jou storie wil gaan vertel, dan is dit nie asof dit onmiddellik teruggaan na jou baas toe en sê, maar ons ondersoek hierdie bewering nie, want dit is waar die probleem inkom. Ja. Andries, ons hoor nou die tesourier hou geld terug. Ja, kyk, ons het geweet hulle hou die geld terug. Hulle het gister 'n nuuskonferensie gehad na aanleiding daarvan. 69 sukkelende munisipaliteite, dis die billike aandeeltoelaag wat hulle van nasionaal af kry. En dit is teruggehou. Die probleem in die proses is wat hulle eintlik nou gesê het is, maar weet, dis eintlik nou nie so erg nie, want eintlik doen hulle dit elke jaar. En eintlik al wat hulle van die munisipaliteite, jy weet, jy moet net sê dat jy gaan dit beter doen, en jy moet eintlik net vir hulle weet. So ek weet dit is eintlik een van daai goed wat jy weet, so wat is nou eintlik die effek daarvan? Jy weet, hulle sê dit sal nie 'n impak hê op dienslewering nie. Die munisipaliteite kan binne 2 weke kan hulle eintlik die geld weer kry. So die terughouding is eintlik ja, dis een van daai goed van, maar ons gaan volgende jaar beter wees. En ek dink dis ons probleem met munisipaliteite, weet, want baie van die goed wat hulle hier doen en wat hulle eintlik moet nakom is wetlike vereistes. Absoluut. Dis nie mooi boekhouding of Sal jy asseblief sal jy asseblief netjies dit, jy weet, Nee, volgende keer wanneer jy jy vir my jou dokumente bring, weet, vul dit net mooi netjies in, moet dit nie so slordig in. Dis 'n moet. Dis wetlike vereistes wat nagekom moet word. Jy kan nie 'n begroting ter tafel hê waarvan die inkomste nie groot genoeg is om die uitgawes te dek nie. Jy weet, so daar's wetlike verpligtinge op munisipaliteite, en dan word die geld nou teruggekom, dan maak hulle nou 'n onderneming van, ja, maar ons gaan nou hierdie, en dan is dit ook die ding van, jy weet, maar hulle moet 'n betalingsplan voorlê vir die skuld wat hulle aan Eskom en die waterrade. Dit doen hulle ook, en dan verbreek hulle die ooreenkomste, en dan is ons weer terug by waar ons was. Maar dit sê baie dat hulle 'n plan moet voor. Kyk, die munisipaliteite kry nagenoeg, ek dink 500 miljard rand per jaar wat hulle bymekaar maak. Dis 'n half triljoen. Dis baie geld. So hulle kan self wel geld bymekaar maak. Die geld wat tesourier terughou is 'n fraksie van hulle begroting.
eintlik. Maar tesourie dring daarop aan dat verkwistende, wat is die term, kom ons sê nou maar korrupsie. Kom ons Onreëlmatige sê korrupsie. uitgawes. Ja, ons noem dit maar korrupsie. Dit is nie net korrupsie nie, onthou dis ook daai wat is dit ongoedgekeurde uitgawes. Spandabelrigheid. Ja. Laat dit in die bek geruk word. Dit is 'n wetlike vereiste. En hierdie klein bietjie geldjies wat tesourie regtig eintlik gee, in vergelyking met wat wel betrokke is by die begrotings, gaan nie dienslewering werklik beïnvloed nie. Alhoewel dit as 'n verskoning gebruik kan word in baie munisipaliteite. Daar is 30 munisipaliteite wat dieselfde boodskap gekry het, Ja. en betyds daarop gereageer het, Korrek. om wel hulle befondsing te kry. Hulle het 2 weke gehad en hulle het betyds Hulle reageer, het ja. die werk gedoen wat hulle moes, wettiglik. En daar is ander munisipaliteite, waaronder die 3 groot probleemkinders, Nelson Mandela Bay, Johannesburg. Mangaung en Johannesburg, nie aggeslaan het op wat hulle moes doen nie. Dit gaan nie daaroor dat jy moet asseblief mooier werk met jou begroting nie, jy moet begin om die wet na te kom. Jy moet beplan. Ja, Nou, ons praat hier van in Johannesburg 'n hele munisipaliteit wat jy voor moet sê, maar jy moet beplan. En jy moenie 'n begroting voorlê waarvan die inkomste nie die uitgawes dek nie. Dis 'n doeteenvoudige ek dink 'n hoërskool rekeningkunde leerder gaan die konsep verstaan dat jy kan nie groter uitgawes hê as wat jou inkomste is nie. Doeteenvoudige. Dis 'n boekhouding konsep. Maar terselfdertyd het ons nou vandag 'n optog in Pretoria van SAMWU. is dit nie elke donderdag wat ook March to March gaan op, is dit dieselfde ding? Ek weet nie mense as ons werkloosheid nie so hoog was nie sou ons minder optogte gehad het. Maar nou vandag is dit SAMWU. Dis mense met werk. Die munisipale werkers vakbond. Wat eintlik hulle is deel van die probleem. SAMWU die vakbond. Maar hulle het nou vandag 'n optog in Pretoria want die optog is ter beskerming van openbare dienste en kollektiewe bedinging. En hulle gaan 'n memorandum by tesourie en by SALGA oorhandig en hulle wil nie hê dat die tesourie moet inmeng met die kollektiewe bedinging by munisipaliteite nie. En hulle is baie bekommerd oor plaaslike regering en die watersektor wat hulle sê in 'n krisis is. Ja. Die probleem is hulle het ook 'n baie groot probleem met konsultante. Die konsultante wat aangestel. Nou die rede hoekom ons konsultante het is omdat die mense in die poste nie die werk kan doen nie. So dis 'n baie eenvoudige konsep. Jy kan nie jou werk doen nie, jy het nie die vaardighede nie, ons moet 'n konsultant kry en jy gaan 'n optog hou sodat die konsultant nie aangestel word nie. Dis 'n sinnelose sirkel van onnoosheid. Ek stem saam met jou. Alright, kon dit nie beter sê nie. Maar goed, ons moet 'n bietjie praat oor man. Kyk, Dina Poole is aangestel. Ja, so dit was nou 'n wenkeuse. Ek wil nie heeltyd negatief wees nie, maar hier is nou weer 'n aanstelling as die tussentydse voorsitter van die landboukomitee in die parlement, wat ook 'n fantastiese keuse is. Sy is 'n fantastiese keuse. Jy sien die ding is dit wat die probleem is hier is die kwota stelsel. Want 'n vrou is uit die pos uitgeskuif, so 'n vrou moet in daai pos ingeskryf word. Dit is want dis dieselfde soos met die afdanking van wat die president nou moes doen in die kabinet. Kyk, Dina Poole is aangestel omdat sy 'n vrou is. Ondanks haar geskiedenis. Want die Vroueliga dring daarop aan dat wanneer 'n vrou uit 'n pos uitgeskuif word, dan moet 'n ander vrou in daai pos inskuif. Nou klaar blyklik het die ANC se vroue opgeraak. Want Nobuhle Nkabane, julle sal onthou sy is die minister van hoër onderwys en opleiding gewees. Toe het sy 'n lys opgestel met 'n klomp ANC name op as die voorsitters van die sektor opleidingsowerhede, die SETAs. Ja, SETAs, ja. Ja, en wat toe gebeur het is sy het gesê maar 'n onafhanklike paneel het hierdie mense aanbeveel. Dis nie haar lys nie. Dis 'n onafhanklike paneel. En toe die mense wat kamstig op die onafhanklike paneel gedien het toe almal gekom en gesê maar ons weet nie van hierdie paneel nie want ons het nie daarin gedien nie. Toe is sy deur die etiekkomitee skuldig bevind en die president het haar verwyder as kabinetslid. En nou is sy verkies tot die waarnemende voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor landbou. Ja. So ek dink die ANC moet eintlik vir die verkiesing geborg word deur 'n seepmaatskappy want by die ANC word jy word vuil en dan sit hulle jou in die wasmasjien met 'n bietjie seep en dan was hulle jou skoon en dan kom jy weer in 'n ander hoër pos te voorskyn.
Maar ja, sy is nou terug as die dokter Nkabane. Is terug as waarnemende voorsitter van landbou. Andries, kom ons sluit af met die tweeling. Ja, Breitenbach kwadraat, ek hou daarvan. Dis die tweeling, Donnay en Thomas Breitenbach, en ons praat baie oor, ons praat baie oor spansport in Suid-Afrikaanse spanne wat presteer nou. Individue, hierdie is nou twee van hulle, is die tweeling toevallig, Thomas en Donnay, en hulle, wat die storie interessant maak, is, jy weet, hulle, toe hulle in die kleuterskool was, het hulle, wanneer die ander maatjies geslaap het hulle uitgeslip, en dan het hulle by die judo klub gaan lesse vat, ja. En toe het hulle ouers eers maande later uitgevind toe hulle rekening kry van die klub hier in Pretoria. Nou ja, hulle is nou 24 jaar oud, hulle bly studeer en oefen in Hongarye. Hulle is nou, hulle het al deelgeneem aan die Statewondspele in Glasgow in 2022, 5de en 7de gewees, maar hulle is nou, hierdie jaar lyk my, kyk ons na die moontlikheid van medaljes. Die snaakste ding van die storie is, hulle, omdat hulle op dieselfde dag verjaar, hulle sê hulle kyk elke jaar wie kan eerste na middernag die lelike foto van die ander een op sosiale media plaas. Dis hulle kompetisie op hulle verjaarsdag. Ek dink dis eintlik ek dink jy's heeltemal reg in 'n tyd waar ons baie keer net fokus op sekere sporte, mis ons die individuele sporte en mense wat net so goed vaar in ons land verteenwoordig. So dis 'n lekker voelgoed storie. Ja, die Breitenbach judo. Die Breitenbach judo. Klink soos 'n konfliksituasie by my huis. Nice. Andries, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Altyd lekker. Dis Andries Cornelissen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.